Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 84. Ons sing Psalm 84, die 3de en die 6de verse. En die 6de vers sê, 'n son en 'n skild is ons Heer, en hy sal genade gee, en hy sal eer, en hy word nooit sy woord ontrou nie. Die 3de en die 6de verse van Psalm 84, en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. En die Here se wet is dit wat ons tot verootmoediging bring. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode
voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En nou die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord die Here op sy wet deur Psalm 2 te sing. Die 1ste en die 6de vers, en in Psalm 2 erken ons die koningskap van die Here Jesus Christus oor die ganse aarde. Ons erken dat hy die een is wat heers en regeer, en dat hy die een is wat eendag sal terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Psalm 2 verse 1 en 6.
Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het sopas bely dat U Seun Jesus Christus, dat hy weer kom. Dat hy weer kom, nie net om die lewendes en die dooies te oordeel nie, maar ook om as verlosser ons liggame te herstel. Nie net te herstel nie, maar ook te verheerlik. En in hierdie geloof staan ons vas. In hierdie geloof bly ons staande teen die aanslae van die wêreld. Ons bid Hemelse Vader dat ons nie net sal vas staan nie, maar ons bid ook dat ons met die regte gesindheid vandag aan hierdie tafel sal kom sit. Die gesindheid wat U Seun tot eer sal wees, dat sy Gees kragtig in ons sal werk, sodat alles wat skeiding maak tussen ons en U en ons en Hom, dat dit weggeneem sal word. Dat die Heilige Gees in ons sal getuig, ook om ons saam te bind as een geloofsgemeenskap met een gesamentlike belydenis en een liefde tot U en U Seun en ook tot mekaar. Ons bid dat ons vriendelikheid aan almal bekend sal word. Ons bid dat ons oor niks besorg sal wees nie, want ons leef in 'n tyd van baie sorge. Die onweerswolke wat saampak oor die hele wêreld en ook in hierdie land. Maar dat U op hierdie dag in ons harte sal werk, dat ons oor niks besorg sal wees nie. En dat ons al ons bekommernis na U toe kan bring, en ons dank U daarvoor. Ons dank U daarvoor dat U die God is wat nog altyd gesorg het, en ons dank U daarvoor dat ons by U Seun Jesus Christus kan skuil, soos ons sopas gesing het. En nou bid ons vir daardie wonderlike vrede, wat alle verstand te bowe gaan, daardie wonderlike vrede wat ons bewaar in hierdie verbond wat ons met die Here Jesus Christus het. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen. Ons skriflesing kom uit die boek van die Psalms. Dit is een van die bedevaartsliedere, Psalm 131. Die bedevaartsliedere, geskryf en gesing vir daardie geleenthede wat die volk Israel opgetrek het na die Here se tempel. 'n jaarlikse bedevaart, gebedsvaart wat hulle onderneem het om daar in die tempel te wees, om daar hulle offers te bring, om daar die versoenende genade van God te ervaar. En dan lees ons in Psalm 131, een van die laaste bedevaartsliedere, lees ons Dawid skryf: O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Dit is die woord van die Here, en dit is wat ons vandag sal oordink. Psalm 131. Ons antwoord nou op die skriflesing deur Psalm 40 te sing. Dit is 'n danklied. Psalm 40, die tweede en die derde vers. Die tweede vers sê: 'n nuwe lied rys oor my lippe nou, 'n lofsang Gode toegesing. En 'n ganse skaar wat my omring sal dit sien en sal vrees en op die Here vertrou. En dan die derde vers: wie kan, o Heer, u grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerhande wat gebring is deur mensehande was ooit u wil of eis. Die tweede en die derde verse van Psalm 40.
Ons sal al 3 verse vandag behandel uit hierdie skrifgedeelte uit. Geliefdes, daar sal vandag geen kinders hier aan die nagmaaltafel sit nie. Ons kerkorde en ons belydenis, ja, en die Bybel self vereis dat ons in staat moet wees om die liggaam van Christus te onderskei voor ons die nagmaal gebruik. Jy moet weet waarmee jy besig is voor jy aan hierdie tafel kom aansit. So nie eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. En so nie kan die hele gemeente ook 'n oordeel oor haarself eet en drink. Om aan die nagmaaltafel te kom aansit, dit vereis 'n volwasse kennis. Dit vereis dat iemand bewustelik sy of haar geloof hier voor die gemeente moes afgelê het. Nagmaaltafel is nie 'n plek vir kinders nie. En tog is daar iets rondom die wyse waarop ons kom aansit. Tog is daar iets wat vra dat ons eers soos kinders sal word voor ons hierna voorkom. Ons moet inderdaad terugkeer na 'n staat wat ons laas ervaar het voor ons kinderjare, eintlik ons babajare. Destyds toe ons salig en tevrede aan die moederbors gelê het. Aan die moederbors met 'n siel tot bedaring gebring, stil gemaak soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Gevoed, gesus, knus in die voue van die vel, gevul met moedersmelk, rus uiteindelik, rus in die kleur en in die geur van dit wat net 'n ma kan wees. Ons keer terug na daar waar ons deur die genade vir die eerste keer volkome getroos was. Soos 'n baba ten volle afhanklik, soos 'n baba ten volle vertroos in vrede om net maar naby die Here te wees. Weer 'n kind by God te wees. Dit is moeilik vir ons om so iets te ervaar. Want dit beteken, en so sê Dawid in hierdie Psalm, dit beteken ek moet eers van die boonste troon afklim, met my hoë hart moet ek eers grond toe kom. Met my trotse oë moet ek eers na benede daal. God weerstaan die hoogmoediges, so skryf die apostel Jakobus, hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die Latynse woord vir nederig is humilus. Humilus beteken dit wat op die grond is. Die siel wat laag buig, die siel wat ja tot op die grond gaan lê, die siel wat homself as niks ag nie, die ontvang God se genade. Die siel wat gesien het deur daardie oeroue leuen wat daar in die paradys vertel is, wat die Satan aan die mens vertel het, en wat die mens geglo het, en vandag nog steeds glo, jy mens sal soos God wees. En die hoë menslike hart het daardie leuen geglo, en die trotse menslike oog het daardie vrug gesien, en dit was 'n lus vir die menslike oog, en die vrug het begeerlik gelyk, en die vrug het gelyk asof dit die mens verstand sou gee. So asof Adam meer verstand nodig gehad het. Meer verstand as dit wat God hom al reeds gegee het. Meer verstand as dit wat hy ontvang het toe hy na die beeld van God geskape is. O hoë hart, jy wou wandel in dinge wat vir jou te groot en te wonderbaar was. Jy was reeds met die grootste en die mees wonderbare wat daar ooit was, het jy alreeds saam met hom in die aandwind gewandel. Jy het reeds gewandel met die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en jy wou wandel in dinge wat nog groter en meer wonderbaarlik was as dit.
O trotse oog, jy het geen rede om na onder te kyk nie. Jy het geen rede om neer te sien nie, maar jy het baie rede om eerder op te kyk. Op te kyk na hom, Jesus Christus, na hom wat verhoog is, sodat elkeen wat hom sien kan glo. Elkeen wat hom sien en glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En daarom by die ontferminge van God, so pleit die apostel Paulus in hierdie brief aan die Romeine, by die ontferminge van God, want hy het hom oor jou ontferm, o wurmpie des Israels. Hy het homself neergebuig om jou daar uit die hemeles op te hef. By die ontferminge van God moet niemand meer van homself dink as wat hy behoort te dink nie. So skryf Paulus in die Romeine. Daarom, by die ontferminge van God, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Weer eens Romeine 12. En jy weet, geliefdes, ons het groot geword in 'n tyd en jy hoor dit vandag nog steeds, oproepe van die mens van ons tyd, verwesenlik jouself, bereik die hoogste sport, bou aan jou selfbeeld. Ons nagmaal sê, ons bedevaartslied, Psalm 131 sê, verneder jouself. Klim eerder af. Klim af selfs laer as die laagste sport, want voor God lê jou selfbeeld buitendien in skerwe. Reeds in Psalm 120, dit was die eerste bedevaartslied, hoor ons al die gelowiges se versigtiging. Die ware gelowiges sê, te lank woon my siel al by die wat die Here haat. Te lank woon ek al by trotse, eie geregtige mense. En dan weer in Psalm 123, ons siel is meer as versadig van die spot van die oormoediges. Daar is weer 'n weerklank van Psalm 1, nie waar nie? Ons siel is meer as versadig van die veragting van die trotsaards. Ons sal nie op die lang duur met sulke mense klaarkom nie, geliefdes. En as ons self sit met 'n hoë hart, as ons self kyk met 'n trotse oog, as ons self wil wandel in dinge wat te groot en te wonderbaar is, dan gaan ons op die lang duur ook nie met onsself kan klaarkom nie. So dit is in ons sondegevalle natuur, geliefdes, om alles te bederf. Ons sal byvoorbeeld 'n mooi viool vat en hom uitmekaar uithaal om die musiek te vind, en dan kry ons niks nie. In plaas daarvan dat ons net oorgee aan daardie roep van daardie skone klank, en die opheffing van daai viool se blydskap, en in die oneindige teerheid van die seën wat ons ook van God kry. Die mens is vervloek met 'n gees van ydelle nuuskierigheid. En ons versluit onsself met die vrae na klein vrae, in plaas daarvan om onsself in God se groot see van genade te werp in sy see van liefde en troos, en geduldig te wag op die openbaring van die Here, dit wat eendag al die vrae sal beantwoord. So wanneer u uit u sitplek opstaan, wanneer u daar van u troon opstaan om na hierdie tafel te loop, dan moes u uself al ondersoek het. Dis nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, so sê ons nagmaalformulier. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek. Die ouer nagmaalsformulier het rondom hierdie selfondersoek die volgende woorde bevat. Elkeen moet nadink oor sy sonde en sy vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Al twee hierdie dinge is nodig. Nie net selfmishaag nie, maar ook verootmoediging. Al twee is nodig. Want jy weet, geliefdes,
Die Satan het die mens nog altyd na twee kante toe gedryf. Eers maak hy die mens oormoedig. Hy moedig die mens aan om homself te verhef, om soos Lucifer, ons lees van hom in Jesaja 14, om soos Lucifer self tot in die hemel op te klim, om sy troon te verhef bo die sterre van God. Maar dan, met die grondtoekomslag, is daardie ou leenaar nêrens te sien nie. Dan vind ons die mens alleen en mismoedig, en hy val ver. Hy val van oormoedig tot mismoedig, en hy word desperaat. Dis 'n mishaal wat tot wanhoop kan lei, wat dikwels tot selfmoord lei. En daarom is verootmoediging nodig, en die verootmoediging van Psalm 131 nodig. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring. My hoë hart is grond toe gebring. My trotse oog kyk nou op. Ek, elendige mens, so roep die apostel Paulus dit uit in sy brief aan die Romeine. Hy sê, ek elendige mens, ek mishaag myself. Maar dan geliefdes, dan hoor ons ook die verootmoediging. So belangrik, daardie verootmoediging saam met die mishaag. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Hierdie ootmoed van selfmishaag, dit kan dalk straks dan nou heldemoed word, heldemoed van 'n versekerde geloof. Nou sien ons, geliefdes, dis tot hierdie kleintjies dat die Here Jesus sy hand uitsteek. Dis hulle wat die koninkryk van God sal beerwe. Die krankes wat aan die nagmaaltafel kom sit, hulle wat weet dat hulle vermink is, weet dat hulle krepeel is, hulle sal versterk hier opstaan. En hulle wat so graag wil sien, dis hier waar die groot geneesheer hulle blinde oë sal bestryk en sê, en die dowe sal hoor, Ephata, hoor. Dis hier waar die malaatse ook hoor, word gereinig. Want Jesus het nie vir die selfgenoegsames gekom nie. Dis die sondaars wat hy tot bekering roep. So die pad van die bedevaartsliedere gaan op, al hoor en hoor, word ons gees gevoer, welsalig is die mensekind, wat al sy sterkte in U mag vind. Al op en hoor gaan ons op na Sions hoogte. Maar ons weet, broeders en susters, die pad na bo, daardie pad loop eers na benede. Die wat hulle self verhoog, hulle sal verneder word. Maar die wat hulle self verneder, hulle gaan op tot daar by Sions hoogte. Ons lees in Psalm 138, die Here is verhewe, nogtans sien hy op die nederige neer. Hy sien die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy uit die verte. Aanstonds hoor u in die nagmaalsformulier, daar's 'n deel daarvan wat u asseblief nie moet mis nie. Net voordat u na die tafel toe kom, dan hoor u die woorde van die Sursum Corda, die hartsverheffing. Verhef u harte tot Jesus Christus. En wees verseker dat die ander trooster, die Heilige Gees, wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn ontvang. Kom dan, kom met 'n siel tot bedaring gebring. Kom soos 'n gespeende kind by sy moeder. Amen.
Onse Vader, U is in die hemel, ons is op die aarde. Ons bid dat U naam geheilig sal word oor die ganse skepping, deur ons in ons optrede. Ons bid dat die koninkryk sal kom oor die ganse skepping, maar veral hier in ons harte in hierdie gemeente. Ons bid, Hemelse Vader, dat U wil sal geskied, soos dit tans in die hemel geskied, maar ook hier in die kleine, hier waar ons by mekaar is, in die heilige naam van U Seun Jesus Christus. En ons bid, Hemelse Vader, dat U in Sy heilige naam vir ons die brood sal gee wat ons nodig het om diensbaar te wees in die koninkryk, en ons dankie terselfdertyd daarvoor. Die middele wat ons nodig het. Die middele wat ons nodig het om elkeen van ons in ons huise te kan voorsien. Die middele wat ons nodig het om U te kan dien in die koninkryk, dat ons nie vir 'n oomblik sal twyfel dat U wat die goeie Vader is vir ons sal sorg nie. Ons bid vir die vergifnis van ons sonde, want daar is onder ons baie sonde, onverdraagsaamheid, ongeduld, onvergewingsgesindheid. Ons bid dat U ons dit sal vergewe en dat ons hierdie liefde wat ons vandag weer onder hierdie gemeente beklemtoon het, dat ons dit teenoor mekaar sal uitleef. Ons bid dat U ons sal bewaar van die bose, want inderdaad die duiwel lê en loer. Sy begeerte is na ons, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kom na ons in die helder wit kleed van eie geregtigheid en mensverheerliking. Ons bid dat U ons teen sy aanslae sal bewaar, want aan U en die Seun Jesus Christus behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.